Het jy al agtergekom dat wanneer mens iemand ontmoet, is daar 'n paar vrae wat jy altyd eers vra. Ons vra altyd, hoorie, maar wat doen jy? En waar bly jy? Nou, ons klassifiseer mense tog so maklik oor waar hulle bly, wat hulle kry en wat hulle ry. Dit is eintlik so hartseer, nou, want hierdie is alles aardse goed, goed wat verganklik is, goed wat nie stabiliteit en volhoubaar is nie. Jesus wil hê, ons moet ons identiteit in hom vind. Ek wil vir jou vra vandag, wat definieer jou? Wat dink jy definieer jou? Miskien dink jy, dis jou slim kinders, of jou wonderlike man, of jou wonderlike loopbaan wat jou definieer. Jesus vra, dat ons dit wat ons dink, ons definieer, sal laat vaar, en dat ons identiteit in Christus sal kry. Want hy is 'n oorwinnaar, en in en deur hom is ons ook oorwinnaars. Ons verafgod deesdae aardse goed, né? Dit is vir ons belangrik wat ons ry en waar ons bly en wat ons kry, maar hierdie goed is nie volhoubaar nie. En dikwels dan sal ons afskeep met ons verhouding met God en met ons geliefdes, en ons sal langer ure werk om net hierdie hoë leefstyl te kan volhou. En dit is ongesond. Nou, ons is behep met prestasie, ons is behep met bevordering, ons is behep met sukses. In Lukas 12 staan daar, toe sê hy vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. 'n Mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Ja, ek het self hierdie pad gestap. Daar was 'n tyd wat ek gedink het, 'n mooi preek definieer my. In sukses by ons besigheid, nou die Villa Krause groep, dit definieer my. En die oomblik as daar nie sukses was nie, die oomblik as ek nie baie wonderlike terugvoer vir my preek gekry het, of as ons 'n sake mislukking gehad het, dan het ek soos 'n mislukking gevoel, want ek het my identiteit in dit gevind. Nou, maar Jesus wil hê, ons moet ons identiteit in hom vind. Hy is 'n oorwinnaar. En in en deur hom is ons ook oorwinnaar. Ons moet ook oppas om onsself te vergelyk. Ons vergelyk ons so maklik met ander daar buite. Nou, ons probeer iemand anders se resies hardloop. En so mis ons die doel wat God met ons lewe het. Iemand sê nou die dag, comparison is the death of joy. Comparison is the death of joy. Met ander woorde, om jouself die hele tyd met iemand anders te vergelyk. O, ek is nou nie so oulik soos sy nie, of ek het nou nie so wonderlike werk soos sy nie, of my kinders vaar nou nie so goed op skool soos haar kinders nie. Die oomblik as ons daai vergelykingsspeletjie begin speel, dan steel dit ons vreugde, dan steel dit ons lewe. Nee, kyk na dit wat jy het, dit wat God vir jou gegee het, wonderlike gawes en talente. Niemand anders is soos jy nie. En God het 'n unieke plan met jou lewe, en as jy dit nie gaan uitleef nie, dan gaan daar gemis wees in die wêreld, want God het daai plan vir jou in gedagte gehad. Hy wil hê jy moet sy hande en voete hier op aarde wees, en daai talente en gawes wat hy vir jou gegee het, moet jy uitleef, om sy koninkryk op die manier te laat kom, hier op aarde. Ja, hou op om jouself te vergelyk, hou op om jou identiteit op ander plekke as by Christus te soek. Want net in Christus lê ons identiteit. Ja, geniet die lewe wat die Here vir jou as gawe gegee het. Blom daar waar jy geplant is, geniet jou huweliksmaat, geniet jou kinders, jou loopbaan, maak daar 'n verskil vir hom. Daar staan in sy woord, beywer julle vir sy koninkryk, dan sal julle ook hierdie dinge ontvang, na seën en goedheid in jou lewe, as jy jouself vir die koninkryk beywer. Word die mens wat God bedoel het jy moet wees. Jy hoef nie 'n ander mens te word nie. Jy moet net die mens word wat God jou bedoel het om te wees. Hierdie talente en gawes wat hy vir jou gegee het, leef dit uit tot sy eer.